Dankie vir die mooi woorde oor Karel vanoggend. Ons dankbaar is genade. Ja, die Here is goed vir ons, nee. Dit voel vir my elkeen voel uit so 'n bietjie deel daarin. Is dit nie so nie? Nee. Ja, dit is nou regtig dat dit 'n gemeenskap vat om 'n kind groot te maak. Nee, hy het hier groot geword. Elke ou het ergens bietjie met hom te doen gehad en is lekker ou voel eienaarskap. Nee, is dit nie so nie? Ja, daarvoor is hy baie dankbaar. Ek is dankbaar vir die gemeente wat hom omarm en ons omarm. En deel van dit is ook deel wat julle ingeploeg het in sy lewe. Dankie daarvoor. Ja, hy's deel en hy behoort, nee. Ja. En dan is hy nog mooi op. Aftrekkelijk. Ons is trots op hom. Ja. Het is lekker om dit te noem vir mense. Ja, want hy kom uit ons, nee. Ja, hy is deel van ons. Hy is deel van ons en hy kom uit ons en ons is dankbaar daarvoor. Baie dankie daarvoor. Dankie vir die mooi woorde ook. Kom ons begin. Kom ons bid saam. Here, daar is niemand soos U nie. U is die groot God wat U keer op keer ontferm oor die kinders, wat keer op keer uitreik, wat keer op keer vra dat ons U sal lief hê. Dankie dat ons ook kan beleef dat U naby is. Dankie vir U woord wat telkens opnuut na ons toe kom, wat opnuut oopgebreek word elke slag. Here, dankie vir ons hier wees, vir ons saam wees. Seën dit asseblief. Mag U koninkryk kom, mag U verheerlik word en ons saam wees. Amen. En ek gaan sommer net hierdie deur toe maak. Ons trek by hoofstuk 6. Micha hoofstuk 6. En elke slag aan die einde van die Bybelskool het ek vir jou gevra, wat hoor jy? En dan was daar so oor van iemand wat so gemaak het, dan vra ek, wat hoor jy? So vandag 'n ander beeld. Mens hoor op verskillende maniere 'n stetoskoop. En 'n stetoskoop word gebruik om na te luister. So as jy hom op jou ore sit, dan moet jy mooi luister. En jy moet fyn luister. En waarna luister jy? Jy luister na jou hart. Dis wat die doel van 'n stetoskoop is, na jou hart en jou longe. Kom ons gebruik vandag Micha as 'n stetoskoop. Luister. Hoe klink God se hart? Luister, hoe klink die volk se hart? En as jy kan luister, hoe klink jou hart? Hoe klop jou hart? So luister fyn. Luister na hartkloppe. Luister na dit wat agter sit, wat jy nie kan sien nie, maar wat jy kan hoor. Sommige net 'n ander manier om te luister. Kom ons luister vanoggend vir die hartklop. En na die tyd gaan ek dieselfde prentjie weer wys en vra, wat het jy gehoor oor God se hartklop, oor die volk se hartklop en oor jou hartklop? Goed. Goed, ons start by hoofstuk 6. As julle sal onthou, het ek in die begin gesê dat hoofstuk 6 en 7 het heel waarskynlik 'n ander skrywer. En nie almal stem daaroor saam nie. Party probeer om dieselfde Micha maak van Judea, maar as 'n ou lees in hoofstuk 6, dan lees 'n ou 'n klomp beelde oor Samaria. So heel waarskynlik Micha van Samaria. So nie dieselfde profeet nie, maar 'n ander profeet Micha wat ook skryf. Laasweek het ons
eintlik het sou 'n mooi afsluiting gewees het, nee, jy Bethlehem die kleinste uit jou kom 'n redder. Dis amper asof dit klaar is. En as ons nou begin hoofstuk 6, begin nou weer met 'n hofsaak van voor af. Julle sal onthou hoofstuk 1 het begin met 'n hofsaak. Hoofstuk 6 en 7 gaan ook oor 'n hofsaak. Hy praat oor die val van die stad en oor die belering van die stad. En die stad in Jerusalem het geval in 586. Het Jerusalem geval. En Micha het opgetree in die tyd van die val van Samaria. Tussen die stad was beleer 725 tot 722 en daarom maak dit baie meer sin dat as hy praat oor die beleer, dat hy praat oor die stad van Samaria en dit wat hulle beleef het. Hy praat ook oor koning Agas en koning Omri wat konings was van die Noordryk. So alles dui daarop dat dit nie dieselfde Micha is nie. Dat dit dalk 'n later preek is wat bygevoeg is van 'n ander iemand onder die naam van Micha. So hoofstuk 6 en 7 klink bietjie anders as wat die res klink. So jy waarskynlik 'n ander skryf. Goed. Dit begin weer met 'n hofsaak. Dieselfde as wat hoofstuk 1 begin het. Julle moet hoor wat die Here sê, staan op, lê 'n klag voor die berge en laat die heuwels julle stem hoor. Luister berge na die aanklag van die Here, luister onwrikbare fondamente van die aarde. Ja, die Here lê 'n klag teen sy volk, hy het 'n regsaak met Israel. En hy noem dit Israel, hy noem dit nie Juda nie. Nee, Juda die suidryk, hy het 'n regsaak met Israel. So wat ou heeltemal die idee gee, dit gaan hier oor die Noordryk. En daarom ook 'n ander skrywer. Wat is dit wat julle hoor as julle dit lees? Bedruklik op die Ou Testament. Ja, van Miriam en van Moses. Okay, maar kom ons stop net eers oor vers 1 en 2. Wie is die getuies? Volk het weer hulle rug op die Here gedraai. Goed. Dus hulle kort gedoen het ook al die tyd na hulle geskreeu. Okay. Dit is reg, maar sê gou wie is die getuies? Berge. Die berge. Die heuwels laat julle stem hoor. Laat berge, luister berge na die aanklag van die Here, luister onwrikbare fondamente van die aarde. So die berge, die heuwels word die getuies wat die Here roep. En sê, julle sien wat elke dag gebeur. Nee, dit is nou nie meer die mense wat die getuies is nie. Die Here roep die natuur. Hy wat die heerser van die kosmos is. Jesus sê, die klippe sal dit uitroep as die mense dit nie doen nie. So hy roep die aarde as getuies, die heuwels, die berge, die fondamente van die aarde as getuies om te getuig teen Israel oor wat hulle doen. Maak sin. Goed. Dan praat God. En nou iets oor sy hart. My volk, wat het ek in jou gedoen? Hoe het ek jou vermoei? Antwoord my. Die volk oortree. Die volk doen die verkeerde. Maar die Here sê, wat het ek verkeerd gedoen? Nee. Is dit iets wat ek gedoen het? Maak ek julle moeg? Is daar iets wat ek anders kon doen? Nee. Antwoord my. Dan sê hy, ek het jou immers laat optrek uit Egipte land in die plek van slawerny. Sê ek is die een wat toe jy swaar gekry het, toe jy onder slawerny was, het ek jou raak gesien. En ek het jou nader getrek en ek het gesê, ek gaan jou red en ek gaan jou verlos, deur die hele woestyn het ek jou gevat. Ek het jou losgekoop. Ek het Moses, Aaron en Miriam voor jou uitgestuur. Wat sal Moses simboliseer? Die wet. Goed. So Moses die wetgewer. Wat sal Aaron simboliseer? Hy is die hoofpriester, nee. So priesterskap. So ek het ook vir julle 'n priester gegee, die voorbeeld van
van 'n priester en van die offerstelsel. En dan Miriam is interessant, nee. Kan jy onthou wie's Miriam? Ja, sy is basies die koningskap, jy weet, die ander volke leer ken, sal ek maar sê. Ja. Dit die opgevaar. Ja, Miriam was Moses en Aaron se sussie, nee. Ja, daai Miriam. Kan julle onthou toe hulle deur die Rooi See getrek het Miriam haar simbool gevat en toe voor die volk gedans en geprofeteer. So sy is 'n simbool van 'n profetes. So ek het vir jou die wet gegee, ek het vir jou die priester gegee, ek het vir jou 'n profeet gegee. So Miriam, is nog interessant die rol wat sy speel, nee, mens hoor eintlik baie min oor Miriam. So ek het jou sê wat het ek fout gedoen? Nee, mens hoor die hart van die Here. Is dit my fout? Maar kyk wat het ek gedoen? Ek het julle bevry uit Egipte uit. Ek het vir julle losgekoop. Ek het Miriam en Aaron gestuur. My volk onthou tog wat Balak die koning van Moab beplan het en wat Biljam die seun van Beor hom geantwoord het. Kom ons probeer gou onthou wat het daar gebeur. As julle aan Biljam dink, waaraan dink julle? Donkie wat gepraat het. Goed, aan Biljam se donkie wat gepraat het, nee. Balak, die koning van Moab wou gehad het, Biljam moes die volk gaan vervloek het. Nee. En toe was Biljam op pad om dit te doen en toe gebeur hierdie hele donkie ding dat die donkie met hom begin praat en die donkie praat terug dat hy op 'n ding kan swek, nee, nie swek daar nie. Maar oor 'n donkie wat kan praat en sê nee, ek het eintlik jou lewe gered, want die engel wou jou lewe neem en ek het jou lewe gered. En dan sê die Here vir Biljam, maar jy moet die volk seën in plaas van hom hulle te vervloek. So die Here sê ek het dit gedoen. Moab, Balak die koning van Moab het vir Biljam gestuur met die doel om hulle te vervloek. Maar ek het geantwoord, onthou ek het geantwoord met 'n seën in plaas van 'n vervloek. Goed. Onthou wat gebeur het by Sittim tot by Gilgal, sodat jy die regverdige dade van die Here kan herken. Enige iemand idee wat het by Sittim en Gilgal gebeur? Goed. Wie wou raai? Was dit nie hulle wat nie wou gehad het die Israeliete moet deur hulle grond trek nie? Nee. Ja, jy weet dit doen met die stad wat voor die hulle het getrek deur die Jordaanrivier, nee, seker reg. Wat is daai rivier waar hulle getrek het in die beloofde land in? Is dit die Tigris? Was dit die Jordaan? Ja, dit was die Jordaan, nee. Sittim is die stad net voor die Jordaan en Gilgal is die stad aan die ander kant van die Jordaan. So wat hy daarmee sê, onthou julle toe julle by Sittim aangegaan het, julle het gedink, hoe gaan ons deur hierdie Jordaan kom, hoe gaan ons dit maak? En toe hulle deur die Jordaan is en aan die ander kant in Gilgal kom, het julle die regverdige dade van die Here erken. Gesê, maar God is in staat om vir ons te help en God, ons het gedink is onmoontlik, ons gaan nie deurkom. So 'n punt van onmoontlikheid tot by 'n punt van oorwinning. Nee, dit is wat die twee stede beteken. Sodat julle die regverdige dade van die Here erken. So wat sê God? Het ek iets verkeerd gedoen? Ek het dan my beste vir julle gegee, ek het julle gered, ek het julle bevry, ek het vir julle gegee wat nodig is. En dan antwoord die volk. Die volgende vers gaan dan oor die volk wat antwoord iemand uit die volk uit, wat sê, en dit klink baie mooi, tot op 'n punt, sê, waarheen sal ek na die Here tegemoet gaan, my neerbuig voor die verhewe God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar-oud kalwes? Sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie? Moet ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? So iemand vra. En wat is dit wat hy vra?
moet ek doen vir alles wat ek ontvang het. Ja, betrek En verder. hulle het gedink, offers is genoeg. Goed. Hy kan maar Goed. bietjie van die weg afwyk. Goed. Solank hy net offer op die regte dae, vir die regte hoeveelheid ure ensovoort. Goed. So, is eintlik so 'n bietjie sarkasties. Ja, die Here sê daar baie duidelik, ek vra nie offers nie. Ek vra regverdigheid en omgee vir mense en liefde. Is reg. So dit is bietjie sarkasties. Nee. Sê maar Here, wat op aarde soek U? Het ons nie offers gebring? Nee. Ons het uiterlik het ons die godsdienstige goed nagekom. Wat soek U? Soek U brandoffers? Brandoffers 'n dier wat heel verbrand word. Is dit wat U soek? Of wat van jaar ou kalwe sal dit U gelukkig maak? Sal U genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie? Wat is genoeg? Nee. Is amper asof die volk sê, Here, U bly kla oor ons. Maar wat is genoeg? Wanneer gaan dit nou genoeg wees? En dan die laaste opmerking is 'n baie sarkastiese opmerking. Want die Here het in sy wet verbied, die ander gode het hulle kinders geoffer. Die ander volke, maar in Israel was dit verbied. So hierdie is eintlik 'n sarkasme wat sê, maar vra hy regtig ons kinders? Sal dit vir U genoeg wees as ons kinders ons moederskoot vir U gee? Gaan dit nie tevrede stel dat ons dan kan ophou met hierdie nonsens eintlik nie. Dis eintlik waarop dit neerkom. Kom ons praat gou oor die siege van Israel. Ek dink jy het nou iets daarvan gesê. Hulle het baie heeltemal 'n verkeerde beeld van hulle godsdiens gehad. Goed. Dus wanneer jy kom tussen die God en die ek, die ego. En die ego het elke keer by hulle, hulle het baie geestelik geraak, hulle het gehuil en hulle regtig verander, dan gaan dit goed. Want met terwyl langs die pad, dan oorwin die ego. Ja. Die wêreld so goed is. Ja. Sou maar ook kon sê, hulle dade het verander, maar hulle hart het nie verander. Ja. Hulle optrede het nie verander. Elke slag het hulle gesê, ons bring 'n offer. Kyk net hoe baie bring ons, kyk hoe baie gee ons. Nee, kyk hoe baie doen ons. Maar hier waar die stetoskoop moes luister, hier waar die hart aangaan. Ons lees Psalm 51, dat die Here sê, drink uit die bloed van julle bokke, is al die hout op Libanon genoeg vir die Here. Sê ek het dit nie nodig nie. Dit gaan nie vir my daaroor nie. En dan sê die Here op 'n baie mooi manier, waaroor gaan dit? Wat is dit wat hulle kort? Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as net om te doen wat reg is? 2, om troue liefde te bewys, en om 3, om nederig die pad saam met jou God te doen. En kom jy agter, dit het niks met hulle godsdienst te doen nie, met hulle offers, met hulle brandoffers, met hulle gebedetye, met al die goedes waarmee hulle besig gehou het nie. Want in dieselfde tyd, en ons het in Hosea gelees, dieselfde tyd wat hulle die Here gedien het, het hulle die afgode gedien. Dieselfde tyd wat hulle offers vir die Here gebring het, het hulle dit vir Baal ook gebring vir die vrugbaarheid. So dat die Here sê, maar godsdienst gaan nie oor dit wat jy doen nie. Dit gaan oor dit wat in jou hart gebeur. Eintlik 'n gesindheid. Dit gaan oor 'n gesindheid. Nee, dit gaan oor 'n gesindheid. Die Here, anders eis die Here van jou om net te doen wat reg is. En hoe kan ek doen wat reg is? Deur van Here afhanklik te wees. Here, leer my wat is reg. Leer my in die oë wat is reg. Nie in my eie oë nie, want my eie oë is misleidend. Die hart is so misleidend, laat homself so gou mislei. Hy doen sy eie ding, hy doen wat hy wil hê hy moet doen. Maar die Here sê, ek vra van jou dat jy sal doen wat reg is. Om troue liefde te bewys, die woord wat daar vir troue liefde bewys word, is die verhouding tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n pa en sy kinders.
Dis 'n intieme verhouding. Nee. Die liefde vir die Here is nie iets wat lippetaal is nie. Daarom sê die Here, ek sal jou kliphart uithaal vir jou hart vol vleis gee nie. Die kern van hierdie verhouding met die Here gaan nie oor wat jy gee nie, maar om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en jou siel en alles wat jy het, al jou kragte, al jou verstand. Dit gaan oor hierdie intieme verhouding. En nie Karel, dit val vir my ook saam met toe God vir Abraham die verbond gesluit het wat ek gesê het, leef ek het Here jou God die Almagtige, leef naby my en wees opreg. Ja. Dit val vir my nou saam. Dit kom by volgende om nederig die pad saam met jou God te loop. Nie te dink jy is God nie. Nie te dink jy is so belangrik nie. Maar in 'n pad saam met God te loop beteken jy wandel soos Henog saam met God gewandel het. As jy saam met God wandel, saam met hom die pad loop, beteken dit jy loop in 'n noue verhouding met hom. Jy soek sy wil. Jy vra vir hom, doen ek die regte ding. Dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar dit gaan om in hierdie verhouding met God te leef. So Israel se sarkasme word eintlik ontbloot dat hulle godsdienst het gegaan oor wat jy moet doen, terwyl die Here sê dit moet gaan oor wie jy is en wat jou verhouding met my is. Ek het die woord daar gebruik, integrity is about doing the right thing even when no one is watching. So om integriteit, as ek integriteit het, beteken dit dat as ek die weg ry, dan gaan ek nie hier na teasers toe. En ek sê vir julle, moet nie dit doen nie, maar ek doen dit nie. Integriteit is om dit te doen wanneer niemand anders jou raak sien nie, daar waar jy in jou huis is, en waar niemand jou dop hou, en waar niemand weet wat jy doen, om dan die regte ding te doen, en om die wil van die Here te soek. Selfs al is dit nie tot jou voordeel, selfs al dat dit gaan oor die verhouding, en nie oor wat jy daar kan kry nie. Maar omdat jy lief is vir God, daarom doen jy dit lief en dit geniet. So die volk antwoord met godsdienst, die Here antwoord met 'n verhouding. En interessant net dat die Here offers ingestel het. Nee, hy het die brandoffers en al die goed ingestel. Nou sê hulle maar, dit kom eintlik kere, maar dis vir die mos gesê het soekie. Wat is die verskil tussen 'n wet en 'n verhouding? Gebruik die volgende voorbeeld. Iets uit jouself uitkom en teenoor 'n wet wat afgedwing word. Goed, 100%. In ons huis moet jy kos maak. Ons almal maak kos. Ek maak kos, Rita maak kos, Karel maak kos, Greta maak kos. En dis 'n reël, jou naam staan op die lys, jy doen dit. En as jy dit nie doen nie, doen jy dit maar die volgende dag weer, tot jy dit reg kry. Dis die reël. Maar soms kom iemand by die huis en het regtig 'n slegte dag gehad. En iemand anders sal sê, weet jy wat, ek sal vandag jou kos beetvat. Dis 'n verhouding. Dis anders as 'n wet. Jy moet dit doen. Dit is wat jy moet doen. Maar die verhouding sê, ek doen dit omdat ek dit wil doen, nie omdat ek dit moet doen. Nee. Omdat ek omgee. Ja, en omdat ek veel lief het. Ja, en omdat jy vir my belangrik is, omdat jou nood raak sien, nee. En dis die verskil wat die Here kom sê, julle doen nie wet, julle doen nie regte goed, maar dis nie wat ek vra nie. Ek vra jou gesindheid, nee. As 'n kind baie klein is en dit moet as 'n ou al die wette lees in die eerste 5 boeke, nee, dan lees jy die verskriklike klomp wette. En dit was toe so en ek in sy kinderskoene was. Het die Here vir hulle baie spesifieke goed gedoen. En as jy 'n kind het, dan leer jy vir hom, moenie dit nie, moenie dit nie.
Maar as 'n kind groot word en hy begin lief raak vir jou en hy begin goed doen, nie omdat hy moet nie, maar omdat hy lief is vir jou, dan verval die wette, dan verval die reëls. En dan gaan dit oor die verhouding en nie meer oor die en dit was die bedoeling van die Here Jesus gewees, nê, van God dat die wette moes lei tot die verhouding. Nee. En vir baie van Israel en veral in Samaria het hulle vasgehang by die wette en dit het nie omgekeer na die verhouding. Die Engelse sê dit mooi, hulle sê ons godsdienst, it's not about Christianity, it's about relation. Ja. Ja, wat eintlik maar dieselfde ding sê. Goed, dan die stem van die Here roep tot die stad. Wat 'n stad word hiervan gepraat? Ja, waarskynlik Samaria. Dis nou wat ek sê, ons gaan nou lees oor die val van Samaria, oor die beleg van Samaria, en Micha was nie in 586 was hy nie daar. Maar hy was wel teenwoordig in die val van Samaria, van die noordryk. Die stem van die Here is so die Here nog sê wat hy wil, maar hier kom nog 'n aanklag. Luister, die stem van die Here roep tot die stad. Dit is verstandig om vir die naam ontsag te hê. Dit is goed om vir hom te luister, staan daar. Luister na die straf en wie dit bepaal het. Is daar steeds in die huis van die goddelose skatte wat die onreg verkry is en 'n verkleine effa wat vervloek is? Wat sê die 83 vertaling? Vers 9. Verkeerde mate. Goed. Goed, 'n effa daai tyd was 'n mate, dit was 2/3 van 'n klomp koring. 2/3. So wat hy ons gedoen het, jy het 'n effa kom koop wat 'n maat is, maar hulle het veel minder gegee as wat dit is, nê. So die Here sê man, maar ek weet wat in julle huise aangaan. Ek weet wat in jou besigheid aangaan. Julle sit met goddelose skatte wat jy onreg gekry is. Die kleine effa. Julle verkoop dit as 'n effa, maar eintlik is dit 'n verkleinde effa. Dit is baie minder as wat julle sê julle verkoop, nê. En die maatlyn. Goed. Sal ek 'n vals weegskaal en 'n sak met vals gewigte oorsien? So wat het die ouens gedoen? Hulle het klippe in van die sakke gesit wat silwer moes wees, hulle het swaarder moes weeg. En dan as hulle die geld uitgeruil het, dan het hulle klippe opgesit as die standaard maat en dan het dit swaarder geweeg, so dan moes die ander ou meer betaal het, nee. Die weegskaal, die stad se wykers is vol geweld en die inwoners praat leuns. Hulle tonge is die ene bedrog in hulle monde. Ek sal van nou af begin om met te straf en julle te verwoes oor hulle sondes. So Dit is eintlik skel of verslimming. ja, hulle nou het gedink niemand sien dit nie. Want ek doen godsdiens, ek bring nie offers. Maar wat in my besigheid aangaan, maak nie saak nie. Hoe ek my belasting doen, hoe ek my kinders hanteer, hoe ek mense uitbuit, hoe ek al die goeders doen. En die Here sê, maar dit maak saak. En dis nou tipies in die styl van Micha, nê. Micha stap in almal se huise in die besigheidsmense en sê, kyk, julle dink julle dien God omdat julle offers bring. Maar julle is besig om met ongeregtigheid. Sien hy dit en hy straf dit, julle gaan nie daarmee weg nie. Stop my as dit nodig is asseblief voor. Goed. Hoofstuk 14 en 15 gaan heel waarskynlik oor die beleg van Samaria. Koning Omri het Samaria gekoop. Samaria het bo op 'n bult gelê. Dit is 'n baie sterk versterkte stad, amper onoorwinnelik het hulle gedink. Die stad het 2 mure omgehad. Daar was water binne in die stad. So as hy beleg sou word, hulle het groot graanhouers en goed gekry, so hulle het baie voorraad in die stad gehad. So as jy nou 'n dubbel muur het en jy's baie hoog
En die ouens kom aan, dan gooi hulle maar met klippe, met spiese en al die goed. Hulle kan eintlik nie nader kom nie. Goed, daarom met hierdie beleg het aanvanklik is hulle aangeval in 732. En toe is 'n klomp ouens weggevoer. En toe het hulle vir koning Hiskia daar geplaas om aan hulle belasting te betaal, aan die Assiriërs belasting te betaal. En toe die 726, 725 het Hiskia gesê, maar ek gaan by Egipte hulp vra, ek gaan nie vir die Assiriërs betaal. Ek gaan nie vir hulle die belasting betaal nie. En toe die Assiriërs kom, hulle die stad omsingel, vir 3 jaar lank het hulle beleg. So, en 'n beleg het so gewerk, jy sny al sy water af, al sy kos af, sodat hy stadig was seker, so hulle kon nie in die stad kom, hulle kon nie die stad was te goed beleer. Nee. So daarom het hulle vir 3 jaar, so wat hulle doen is hulle bring genoeg troepe om die stad te omsingel, dat almal besef, maar as ek hier uitstap is dit tickets met my. So nou word almal in die stad vasgekeer. So naderhand raak jou en probeer die water ook afstomp. So as daar 'n stroompie was wat in die stad is, dan sou hulle klippe daar sit en dit weg laat vloei net. So hulle beleer die stad, daar kom nie kos in nie, daar kom nie water in nie. Maar dit sê nie hoe goed hierdie stad beleer was, nee, dat hulle vir 3 jaar kon uit. Hulle kon nie inkom nie, maar hulle kon ook nie uitkom. So in daai tyd kan jy dink, kos word skaars, so die kospryse styg, klomp skelms, vra 'n bietjie soos die maskers, wat met die maskers gebeur het met COVID, nee. Die kos word al hoe duurder. Ons weet oor die val van die beleef in Jerusalem dat die mense mekaar begin eet het. Nee, as jou kind sterf het hulle begin eet. Want dit is al wat daar was nie meer vee nie, daar was niks anders nie. So beleg was 'n baie slegte ding wat gebeur het. Intussen het hulle so stuk begin klippe opbou teen die mure sodat hulle die stad kon inneem wanneer dit nodig was nie. So van 725 tot 722 dit gebeur. Kom ek lees gou vir ons uit 2 Konings hoofstuk 17. Goed. Somme iets oor die val van Samaria en hoekom dit gebeur het. Dit staan in 2 Konings 17, gaan ons 'n stukkie lees. In die 12de regeringjaar van koning Agas van Juda het Josia seun van Ela koning geword en het 9 jaar in Samaria oor Israel regeer. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, maar hy was nie so erg soos die konings van Israel voor hom. Toe koning Salmanasse van Assirië teen hom opgeruk het hy hom aan die koning van Assirië onderwerp en aan hom belasting betaal. Die koning van Assirië het uitgevind dat Josia teen hom saamgesweer het deur gesandte na die koning van Egipte gestuur het en nie die jaarlikse belasting aan die koning van Assirië betaal het. Daarom het hy vir Josia laat vang en hom in die tronk opgesluit, die hele land binnegeval en opgeruk na Samaria toe, wat hy 3 jaar lank beleef het. In die 9de jaar van Josia het die koning van Assirië Samaria aangeneem en hy het die Israeliete na Assirië toe weggevoer. Sommige het in die stad gelag gevestig onder die stede van Media. En dan staan daar die volgende, die rede vir die ballingskap. Hoekom het dit geplaas? Was dit hierdie Assiriese koning wat so sterk was? Was dit Josia wat nie belasting betaal het nie? En dan sê toe 2 Konings, wat was die rede? Hoekom het die Here dit toegelaat? Staan daar die volgende. Dit het gebeur omdat die Israeliete gesondig het teen die Here hulle God wat hulle uit Egipte laat weggetrek het onder die mag van die Farao koning van Egipte. Maar hulle het ander gode vereer en geleef volgens die gebruike van die nasies wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Gebruiklik wat deur die konings van Israel nagevolg is. Die Israeliete het die Here hulle God dinge toegedig wat nie waar is nie. En toe vir hulle op hoogtes gebou oral waar hulle gewoon het, van plekke af net 'n wagtoring was tot in die vestingstede. Hulle het klippilare en gewyde pale opgerig op elke rand, hoë rand en onder elke groen boom. Op elke hoogte het hulle wierokoffers gebring
net soos die nasies wat die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Met die verkeerde dinge het hulle gedoen, het hulle die Here uitgetat. Hulle het die stinkende afgode gedien wat die Here hulle uitdruklik verbied het. Die Here het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku, bekeer julle van julle verkeerde dae. Kom my gebooie en voorskrifte na volgens die hele wet wat ek vir julle voorvaders beveel het, wat ek deur my dienaars die profete aan julle gegee het. Maar julle wou nie luister nie. Hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders, wat ook nie op die Here hulle God vertrou het nie. Hulle het sy voorskrifte en sy verbond verwerp wat hy met sy voorvaders gemaak het. Sy waarskuwings het in die wind geslaan, het agter die afgode aangeloop en niks wat niks is nie, en so het hulle self niks geword. Hulle het geleef net soos die heidene nasies om hulle, iets wat die Here hulle beveel het om nie te doen. Al die afgode van die Here, hulle God het hulle links, al die gebooie van die Here hulle God het hulle links laat lê. Hulle het 2 kalwebeelde gegiet, 'n Asherah beeld gemaak, voor elke hemelliggaam gebuig en vir Baal gedien. Die volk het hulle seuns en dogters as offers laat verbrand en hulle self besig gehou met waarsêre en toekomsvoorspellings. Met volkome oorgawe het hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hom so uitgetat. Die Here het so toornig op Israel geword dat hy hulle verwerp het. Net die stam Juda het oorgebly. Maar ook Juda het die gebooie van die Here hulle God nie gehou nie. Hulle het die praktyke van Israel nagevolg. En ons weet met die val van Samaria het die noordryk eintlik verdwyn. Dit het nie meer bestaan nie, die ander volk het ingetrek. So en is mooi uit die Bybel en dis eintlik wat ons nou elke slag hoor uit Micha en uit Hosea wat ons het gehoor en uit 2 Konings hoor ons dit nou dat die Here sê, maar dit is nie toevallig dat dit goed gebeur. Ek het jou gewaarsku en gewaarsku. Ek het jou gesê dit gaan gebeur. Gesê hou op, pas op, moenie dit doen. En die volk het dit links laat lê, geweier om dit te doen en daarom sê die Here het dit gebeur. Vers 14 sê, julle sal eet, maar nie versadig word nie. Hy sal jou binne in die stad verneder. Jy sal mense verskuif, maar hulle nie na veiligheid bring nie. En wie jy wel beveilig, sal ek in die swaard oorgee. Jy sal saai, maar nie oes nie. Jy sal olywe pas, maar jouself nie met olie invryf nie. Jy sal druiwe trap, maar nie nuwe wyn drink nie. Dit gaan oor wie beleg. Nee. Jy probeer ontsnap, jy probeer mense beveilig, maar dan loop hulle net in die soldate vas. Jy plant binne in die stad, maar die Assiriërs gaan kom en dit kom eet. Jy het al die olyfolie en jy dink jy's okay, maar die Assiriërs gaan dit gebruik. Jy het die wyn, maar die Assiriërs gaan dit oorvat. Nee. So jy dink dit is ter wille van jou, maar dit is eintlik waardeloos, want jy is in die hand van die Here oorgegee. En omdat jy in die hand van die Here oorgegee is, gaan jy dit nie maak. Julle vra. Maak dit sin? Goed. Ons lees die laaste vers. Julle het die wette van Omri onderhou en alles gedoen wat die huis van Agab gedoen het. Julle het hulle raad gevolg. Daarom sal ek jou 'n skrikbeeld maak en die inwoners van die stad die wedervrucht fluit. Julle sal my volk se vernedering moet dra. Goed, Omri het ons nog gehoor het die grond gekoop van Samaria, hierdie goeie vestigingstad gekoop en gebou. Agab was 'n baie ekonomies, was hy 'n goeie koning. En almal het gedink hy doen goed, maar as ons weet oor Agab, het hy van die verkeerdste goed gedoen in die oë van die Here, nee. Al die konings word bloot geoordeel wat hy gedoen wat reg was in die oë van die Here, of wat hy gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Ekonomies het Omri en Agab baie goed gedoen. Dit het goed gegaan met die stad, maar godsdienstig het dit baie swak gegaan onder hulle.
En daarom sê die Here, julle het hierdie roete gevolg om vir Omri en vir Agab te luister, dat dit met julle ekonomies goed gegaan het, maar aan die ander kant het julle 'n geestelike lewe en die afgode en alles wat daarmee saamgaan. En omdat julle vir hulle geluister het, omdat julle gedink het julle heil lê in hulle en nie in my nie. Daarom sal ek jou skrikbeeld maak en die inwoners van die stad gevluit. 60. Nee. Shame. Julle het nie sien kom nie, nee. 60. Is die Agab, dieselfde Agab wat die profete doodgemaak het, nadat sy vrou dit gevra. Sale Agab. Ja. Goed, so die Bybel wil duidelik sê. Kom ons doen dit gou. Kom ek hoor by julle. Julle het nou die stetoskoop geluister vandag. Vertel my, hoe klink God se hart? Wat het jy gehoor? Hy is 'n God van liefde en vergewing. En hy gee ons soveel kansse, maar die mense luister nie. Ek is teleurgestel. Goed, jy hoor dalke hartseer. Nee, God het hierdie volk wat hy so lief het, maar wat net weier om te luister. Nee, wat nie hulle harte wil verander nie. Hulle verander hulle dade, maar nie hulle harte nie. Nee. Dan is eintlik daai versie waar die Here sê, hy vra geregtigheid en die gesindheid moet jy eintlik op jou yskas plak en onthou. Ja. Want jy verander jou gesindheid so maklik. Net besef van dis wat die Here vra. Ja. Hy vra nie onmoontlike goed nie, hy vra net regverdigheid en liefde en omgee. Ja, en wandel naby my. Nee, leef naby my. Leef in afhanklikheid van my. Mense hoor eintlik hoe graag God jou naby hom wil hê, maar my volk bly ver. Ja. Oor egskeiding sê hulle, as jou vrou nog met jou beklei en jou man met jou beklei, wees dankbaar. Want hy gee nog genoeg om hom te worry en om te gee nie. Die Here beklei met sy volk. Nee, omdat hy so graag hulle so lief het en so graag wil hê hulle moet verander. Maar hulle wou nie. Nee. En ons het dit nou van baie kante, van Hosea se kant, van Micha se kant af, hoor ons presies dieselfde ding, nee, dat God se hart is een van liefde en van omverming. Maar kom ons praat oor, wat het jy gehoor oor die volk se hartklop? Net sê die Here reik elke keer maar weer uit na die volk en dan is dit of hulle net nie wil oorgee nie. Hulle hart is net so verhard af. Goed. Maar die Here se genade is so groot, as jy van tot daar in Amos het die Here sê, ek gaan julle nou oor die wêreld versprei, oor julle nie hoor nie en sondig is en veral die Baal aanhang. En kyk wat het dan gebeur, daar's Israel alweer by mekaar. Was die val van Samaria God se skuld of die volk se skuld? Alles volk se skuld. Nee. Dit is wat Micha sê, die profete vat omkoopgeld, die regters is onregverdig. Die besigheidsmanne is skelm. Hulle steel die mense se geld, nee. Almal is net korrup. Daar's net niemand wat goed doen nie. Daar's net hierdie korrupte wêreld en hulle steer hulle nie aan God. Nee. Hulle wou nie erken dat hulle fout gemaak het. Hulle het nie erken dit nie. Hulle sê, Here, wat op aarde soek U nog? Ons doen alles. Maar dis skyn nie. Sê, moet ons kinders dan offer? Is dit dan genoeg? Nee. Sê die Here, ek soek jou hart. Nee, ek soek jou hart en jou gesindheid, nie jou godsdienst nie. En dis die God van die Ou Testament wat dit sê, nee. Ek soek nie jou godsdienst nie. Ek soek jou hart. Ek soek jou verhouding. Ek soek jou liefde. Ek soek jou deernis. Dit is wat ek van jou vra. Elke mens moet eintlik, wanneer
Maak nie saak watter boek jy in die Bybel lees. Daar's een groot ding wat ek wil amper sê soos 'n groot berg onvermydelik voor jou lê. God soek jou gesindheid. En jou gesindheid is nakoming van sy wet, of van sy reëls of regulasies, wat jy dit ook al wil noem. Maar dit is nie die tipe reëls en regulasies wat 'n wet is. Dis wat jy net ook gesê het. Dit is dinge wat jy graag wil doen, uit jou eie uit. Maar die mens is nie so gedra. Met terwyl kom daar 'n ding. Jy sê jy maar, ek kan nie oor die berg kom, maar kan oor hierdie klip kom, en ek kan oor hierdie klip kom, en oor hierdie klip, en dan raak jy al verder verwyder van wat wil God hê. God soek 'n verhouding met elke mens. En as daar nie 'n verhouding is nie, ek het al vir myself afgevra, as iets groots jou tref, hoe oorleef jy? As jy nie 'n anker het. En daar is net een anker. Want op mense, dit staan ook in die Bybel baie duidelik om dit voor, moet op mense nie vertrou nie. En as 'n bietjie die lens bietjie wyer trek, dan besef ou deur die geskiedenis van die mens, is dit sy storie. Nee, en dit maak die Here Jesus se verhaal soveel meer kragtig, nee, wat besef, wat 'n vriend het ons in Jesus. Want as hy nie gekom het, nee, ons probeer op allerlei maniere net harder en nog, maar uit my eie kan ek dit nie doen nie. Ek het die Here Jesus nodig met my hele wese. As hy nie in my plek sterf nie, dan kan ek nie by hom uitkom nie. Nee, want en dis die verhaal van die mens. Dis die verhaal van die mensdom en dit loop op na die Here Jesus toe. En daarom is dit hierdie wonderlike verhaal, nee. Die fout lê nie by God nie. Dit hoor ons oor en oor. Die hartklop van God is nie die probleem nie. Die hartklop van die mens is die probleem. Kan ek dalk vir iemand, as jy na jou eie hart luister, wat hoor jy? Ek sien myself altyd as hierdie klein druppeltjie, hierdie stoffie, wat voor hierdie God wat ek nie heeltemal met my verstand kan begryp, hoe hy onmoontlik elke keer dan sê ek vat jou terug as jy jammer is nie. Maar hierdie stoffie staan voor met leë hande. En sy genade is al wat eintlik belangrik in hierdie wêreld is. Maar ons soek dit op ander plekke. En ek self as ek wakker word, sê vir die Here dankie dat die Gees in my woon. En ek vra vir U dat ek sal leer en luister en lei my vandag, want alleen kan ek nie. Ek dink om afhanklik met die Here te wandel, nee. Dit sê iets daarvan. Nog? Ons is so bevoorreg, as ek dink die hele Ou Testament, dan was die vooruitsig van die Messias, maar ons leef in die tyd dat die Messias wel gekom het en vir ons gesterf het, en nou met ons dit, het ons daai voordeel voor die Israeliete in daai voorjare, dat ons hom leer ken in elke boek van eintlik van Genesis af, weet ons daar gaan iemand kom wat die Satan gaan oorwin. Ja. Nou ons leef in daai tyd wat ons al die wonderlike boeke in die Bybel het wat ons kan motiveer en dat ons deel kan maak van ons lewe, van ons hart, elke dag se uitleef. In Kerstyd gaan baie keer oor Micha aanhalings, nee, en jy Bethlehem, kleinste van die volk uit, jou sal daar weer kom, ten spyte van hierdie stoffie wêreld, hierdie chaos, hierdie val van Samaria, alles wat daarmee alles saamgaan, is daai takkie van Dawid, daai belofte. Maar dan gaan 'n tyd kom, reeds hier al, nee.
daar gaan 'n tyd kom, daar gaan iemand kom in die stam van Dawid en hy gaan alles verenig en saambind en wegmaak wat gebreek is nie. Weet jy, kan ek gekort getuienis gee, so jare terug, ons het al op Kameeldorp gebly, ons het 42 jaar daar gebly in elk geval, en ek het daar skool gehad, en ek stap die oggend terug van my klas toe, daar het nou 'n onderhoud by die hoof gehad, en ek besef net terwyl ek loop, elke aand as ek bid, dan moet ek goed bely wat ek die dag gedoen het. Elke môre vra ek, Here, ek sukkel, help my hiermee, vanaand het ek alweer sê, ekskuus. En dan kom dit helder en duidelik by my, en ek weet waar ek geloop het, en ek my sê, Babsie, daarom moes ek kom, omdat jy nie kan nie, moes ek kom, en daar dink ek, het my Christelike, ek kan amper sê, my geestelike lewe begin, en dat die Here vir my so duidelik gesê het, en ek het jou toegerus met my gees, dit was vir my. Ja. Dit is een van daai wonderlike momente as ek besef, maar ek kan nie. Ek draai my bes, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie op my eie nie. Jesaja praat selfs my beste dade is soos vuil klewer. Nee. Genade is groot. Ja, dan die genade van die Jesus Christus, nee, die genade van God ons Vader, nee. Nou weet ek nie waar staan die versie nie, maar daar staan dan, tot in jou ouderdom is ek die Here, tot in jou grysheid sal ek jou dra, jou vashou en jou red. Jesaja 46. En as ek op sê, dan sit ek vir my dadelik op daai vers. Ja. Nou moet jy vir my vashou. Ja, Jesaja 46, want ek lees om dikwels, ja, juist daar is die Here sê, maar as jy nie kan ek. Nee. En dan sê hy so mooi daarin, van jou geboorte af het ek jou gedra. Ja. Ek sal jou nou ook dra, ek sal jou deurdra, ek sal jou red. Ja. Sê tot in die ouderdom sal ek Tot dit in doen. jou ouderdom. En daai beeld is mooi, want dit sê as jy 'n babatjie is, dan kan jy nie jouself sorg nie. Dan het jy nodig dat iemand jou bedra. Destyds in die ou wêreld, onthou ons het nie heupvervangings gehad nie, baie ouens wat bedlend geraak, heupe gebreek, jy het beroertes gekry. As jy oud word, het mense jou dikwels rondgedra, daar was nie rolstoele. So jy was gedra van plek tot plek, nee. En daai beeld is pragtig, wat sê, maar wanneer jy kan nie, dan kan die Here. En as jy verder gaan met daai teksie wat sy nou sê, dan sê hy, met wie kan jy my vergelyk? Staan net, omdat daar is nie 'n ander God wat dit vir jou kan doen. Laaste gedagte. Kan ek vra dat ons vir 'n oomblik stil word? Luister of jy ook God se hartklop vir jou kan hoor. Miskien wil jy met hom praat by jou eie hartklop. Kom ons word stil vir die Here.